Goeiemôre Suid-Afrika. Hierdie is 'n vraag en antwoord, een spesifieke een wat ek op fokus in terme van die refugee program. En ek kry die vraag redelik gereeld. Mense is bekommerd. Hulle vra, wat gaan gebeur met ons refugees as Trump se termyn verby is? Hy's nie meer aan bewind nie. So, kom ons sê, onthou Trump het nog 2,5 jaar om te gaan. Dan is hy klaar. Hy het nie meer keuse nie, hy kan nie verder gaan nie. Nou kom ons sê, 2,5 jaar van nou af, verloor die Republicans en die Democrats vat oor. Daar's nou 'n nuwe Democrat regering, ewen 'n sterk liberal Democrat regering. Kan hulle net eenvoudig die mense wat met die refugee program gekom het, by mekaar maak en terugstuur? Nee, dit is nie so maklik nie. Hulle kan die refugee program stop onmiddellik. Hulle kan enigiets stop. Maar as jy klaar deur die proses is, dan is dit nie net van sê, okay, kom ons deport hulle almal nie. Kom ons undo wat Trump gedoen het nie, want jy kan nie dit doen. Daai proses is heeltemal dit gaan deur te veel howe en goed moet gaan. Hulle sal dit nooit regkry nie. So as jy hier is, het op die refugee program gekom en president Trump se termyn is verby en 'n Democrat vat oor en hy like julle niks nie, dan nie erg veel wat hy daaraan kan doen nie. Want hy gaan dit nie deur die hof reg kry om julle te kanselleer en terug te stuur. Okay, dis nou een ding. Ons is nou redelik op 'n bal met ons weet, okay, die ou na Trump kan ons nie terugstuur nie. Wat gebeur as Trump miskien siek raak, doodgaan of iets binne die volgende paar weke, maande, en wat dan? Hy sê nie meer die president is nie. Okay, wat dan? Vice-president Vance vat oor. Die proses gaan net aan soos dit is. Dit bly Republican Vice-president Vance vir die nuwe president van Amerika. Hy sal net aangaan met die goed. Maar hy het die vermoë of hy het die keuse as hy wil voortgaan of nie. President Trump het ook die keuse op die oomblik om voort te gaan of nie, of om die program te stop as hy wil enige tyd. Kom ons doen sommer dieselfde ding by dit wat van die cap. Die cap is nou al omtrent vol, amper vol, want aan die einde van April het ons op 6,200 mense gesit, wat met hierdie finansiële jaar ingekom het, en die cap is 7,000 vir die finansiële jaar. April alleen het 1,500 gekry. So voor die einde van Mei gaan ons definitief oor 7,000 gaan. Wat beteken dit? Stop ons nou. As hulle hou by die budget en sê ons kan nie oor die cap gaan nie, gaan dit beteken niemand gaan verder invlieg vir die res van die finansiële jaar nie. Maar dit beteken nie hulle gaan noodwendig stop met die prosesering nie. Hulle kan nog steeds aangaan met prosesering en nou hoop mense gaan op 'n slag kan inkom hier met 1 Oktober met die nuwe finansiële jaar. Of hulle gaan die ding aanskuif. Die cap verhoog, wat vermoontlik is na 10,000 toe, wat ons al voorheen op ander nuusberigte gesien het. Persoonlik ek nie te veel worry daaroor op die oomblik nie. Ek sal my aansoek insit as ek julle is en gaan deur die proses. Dis soos 'n lotto ticket. Jy kan nie die lotto wen as jy nie 'n ticket het nie. So jy kan nie hierdie program kry as jy nie aansoek gedoen het nie. Doen aansoek, gaan deur die proses en ons moet kyk. Hierdie is op die oomblik 'n klomp mense het nou al geskoor, gelukkig vir hulle sit in Amerika, oor die 6,500 mense reeds, van die begin van die program af. So, en dis iets wat nooit sou gebeur het nie. Kyk net wat sy voordeel ons al gehad het. So gaan net aan met dit, maar wees gerus, niemand kan jou deport omdat hulle nou regime verander in Amerika of vir die Democrats oorvat nie. Veral as jy nie klaar hier is in die proses nie, behalwe as jy droog gemaak het, terwyl jy op die refugee program was. Want as jy kriminele oortredings en goeders het, dan kan hulle jou beslis deport, en dit gaan nie wag vir 'n Democrat president nie. Die Republican president gaan jou deport as jy hier so 'n criminal record begin opbou, terwyl jy nog onder die refugee program is, offisieel in jou green card is, kan hulle jou terugstuur van waar af jy kom. Okay, dis dan van vandag, en hierdie dag, né? Cheers.